Baie welkom vanoggend in die erediens. Ek wil vra dat jy dalk net gou die bure rondom u ook groet asseblief. Gemeente, kom ons sit net so, dan buig ons die hoofde in gebed. Ons almagtige hemelse Vader, wanneer ons vanoggend hier by mekaar is, wil ons u loof en prys. Here, u is al een wat dit waardig is. En ons wil vir u dankie sê, Here, vir die lieflike reën, die water wat u ook vir ons geskenk het hier op die aarde. Dankie, Here, dat u die natuur voed, dat u ook hierdie seisoen voed, en besonder ook ons harte. Here, wanneer ons ook saam is, dink ons aan elkeen in ons gemeente wat beproef word. En ons wil vra, Here, mag elkeen van hulle binne u genadige wil bewus wees van u teenwoordigheid. En ons wil vra, Here, as dit u wil is, mag daar ook genesing wees. Maar Here, so dink ons ook vanoggend in besonder aan oom Johan Brink en hulle familie, met die afsterwe van Tannie Corrie. En ons wil vra, Here, mag hulle die rustigheid, die vertroosting en die vrede ook hê, dat u ook saam met elkeen van hulle is in hierdie tyd. En mag hulle 'n besonder vertroosting vanuit die hand ontvang. Here, dankie dat ons as 'n familie ook vanoggend hier saam kan wees, dat ons as 'n liggaam by mekaar kan wees tot eer van u. En ons wil vra, Here, mag ons saam wees, u ook verheerlik. Ons bid dit in die groot en heilige naam alleen. Amen. As 'n gemeente vanoggend het ons 'n kinderdiens of 'n jeugdiens, so ons gaan 'n paar verskillende goed doen. Het gaan nie net op die jong klomp gefokus wees nie, dit gaan op die ouer klomp wat by die ouerhuis bly ook gefokus wees. Dis nou net jammer, hierdie ander twee banke is so 'n bietjie leeg vanoggend. So as daar mense is of nog kinders is iewers wat hier voor wil kom sit, is julle baie welkom. En die ouers is ook welkom om vorentoe te skuif. As jy eers te sien, gaan jy die beste weet. Dis mos hoe dit werk. Ons gaan vanoggend die dinge so 'n bietjie heeltemal anders doen. En ek wil vra dat u asseblief saam met my staan. Ons gaan een van die jeug se liedere saam sing met 'n begeleiding ook. Die woorde sal op die bord wees. En ek hoop die meeste mense ken dit, 'n nuwe generasie. Wat opstaan in ons land. Hulle kreeg is Jesus, hulle hart is aan die brand. Hulle voete is bereid om te loop waar Jesus loop. Hulle harte is bereid om te glo in God se woord. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Opstaan in ons land. Ons kreeg is Jesus, ons hart is aan die brand. Ons voete is bereid om te loop waar Jesus loop. Ons harte is bereid om te glo in God se woord. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hier kom ons.
roep na Jesus, mense wat soek na hom, mense wat roep na Jesus, mense wat soek na hom. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hulle glo in Jesus, hulle glo in sy naam. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Hier kom ons, hier kom ons, 'n nuwe generasie. As hy is welkom net weer die plekke in te neem. Daar sy. Ek is nou skoon uit asem en ek sweet van hierdie opgewondenheid van op en af spring hiervoor. Dit sal met tyd sal dit verander en ek gaan nie skakel vir hierdie liedjie en ek dink die een wat ons aan die einde van die diens gaan saam sing, gaan ek uitstuur, laat ons kinders dit so 'n bietjie net luister en leer en dan kan ons dit op 'n stadium weer sing. Hallo, Onder wie was dit? Weet julle? hallo, Hallo Benny. Benny. hallo. Ek wonder waar is hy vanoggend? Waar is die tas? Hallo, Wel, hulle oogies is skerp. Dan jou 3 moenie skrik nie. hallo. Jy moet stadig wees, man. Hallo Eddie. Hallo, oom Don, oomie. Hallo, maatjies. Sê gou hallo vir Eddie. Hallo, gaan dit met julle? Ek is bly. Sê die ouers nie hallo nie. Hallo julle. Sê. Eddie, ek is so bly jy het vandag bietjie vir ons kom kuier. Nee, ek is nie. Hoekom is jy nie? Jy het net te vroeg wakker gemaak, ek wil nog slaap. Wou jy nog geslaap het? Ja, ek wil nog geslaap het. Ek sou ook graag nog wou geslaap het. Wat maak jy? Jy lyk gekrekel vanoggend. Lyk ek gekrekel vanoggend. Maar natuurlik, ek dink die meeste van ons is gekrekel vanoggend. Hoekom? Ek is gekrekel want die krag was af. Ek kon nie my klere stryk nie. Wat ruik so? Wat bedoel jy wat ruik so? Kom ek hier nader? Ja, Wat is fout, Eddie? maak so. Nee, na my kant toe. Nie so nader nie. OK. Laat ek ruik. Jy's vrot. Vrot ek. Ja, jy's vrot. Nee, maar ek vrot nie. Jy het tande geborsel vanoggend. Ek het my tande geborsel, maar Maar seker nie daai nie, né? nie baie nie, daar was nie baie water gewees nie. Maar jy's vrot. Jy kan nie vir my sê ek vrot nie. Wat het jy geëet gisterand? Ek het gisteraan jellywurms geëet. En Seker vleis ook. ja, ek het vleis ook geëet. Jy weet jy is dat jy eet, né? Jy ruik wat jy eet. Jou as dit stink. Julle, dis allemaal verskriklik, né? Eddie sê vir my dat dit wat ek geëet het, ek ruik na dit. Jy knofel geëet. Nee, ek het nie knoffel geëet nie. Is dit nie so nie? Wat 'n mens inneem in jou binnekant en dis wat jy, hoe jy ruik, né, as jy nie jou tande borsel nie. Hoekom borsel 'n mens jou tande? Om het skoon te hou, wat soos myne. Maak gou. Dion. Kyk net dan, ek het dit gedorsel. Doen die maak jy ook so. Jou tande is geel. Ai, hoor jy so net so vinnig, wie van julle het 'n tandeborsel? Ok, borsel julle tande? Ja. Borsel julle gereeld? Ja, ons moet seker vir ouma en oupa en pa ook vra, né? Ons borsel tande sodat ons tande mooi gesond kan wees, né?
En ons sorg dat ons nie vuil goed eet en te veel suiker op ons tande het nie, want dit is ongesond. Nou doen nie. Wat is dit, Eddie? Ek wil hier net vir die kinders iets wys. Wat moet ek vir die kinders wys? Jy moet hulle vertel en wys met die goed wat ons boer. Met die goed wat ons boer. OK, waarmee boer ons? Ons boer met hoenders. Boer ons met hoenders. Maar Eddie, om vir die kinders dit te wys, moet ek jou nou eers neersit. Maar ek wil nie nou al in die tas klim nie. Maar gee nou eers in die tas bære. Julle help my. Hierdie man gaan my nou in daai donker tas sit. Ek wil nie daar wees nie, nie nou al nie. Ja. As hy kom, ek sit jou net eers daar. Weet julle wat? Ek wil vanoggend vir julle iets besonders leer. En ons gaan nou so 'n bietjie in die Bybel dieper kyk daarna. Maar om dit vir julle te leer het ek iets saamgebring. Weet julle wat is dit die? Hoendereier. 'n Hoendereier. Eet julle hoendereiers? Ja. OK. En wat maak 'n mens met hoendereiers? Eerder. Mens eet dit. En jy? Maak dit gaar. Nou, ons boer al baie lank met eiers, maar die klein seentjie het vanaf hy seker 2-3 jaar oud is, ek kan nie eens onthou nie, het hy begin om met hoenders te boer en eiers. Nou oor die jare het ons so vaardig geraak. Maar hy weet presies, hy kyk so na die eiers, so weet hy watter is vrot en watter is reg, né? Hy skryf datums op die goed en so. Maar met die jare het ons geleer as ons in die kombuis is hoe om te kyk of 'n eier vrot is en of hy reg is om te eet. Daar's 'n paar maniere. Miskien het julle maas dit al gedoen. Jy sit dit in water. En as hy dryf is hy vrot en as hy sink is hy reg. Maar ons het 'n ander manier hoe ons dit doen by ons huis. Sodra eier begin vrot, nou moet julle mooi kyk. Sodra 'n eier begin vrot, raak hy waterig binne. En as jy hom so skud, dan hoor jy sommer hy's vrot binnekant. Dink julle ons gaan hierdie eier toets? OK. Hoe klink hy vir julle? Wat beteken dit? Wat het gebeur? Niks, stink hy? Nee, vrot, hoekom het julle gekoes? Ek het gedog ek jouk. Was julle bang hy's vrot? Ja. Hy's nie vrot nie. Ons kry gou daai dop. O, hier na die koster gaan met my raas. Dankie. Ja, Jakkie. Hy's op vakansie. Johan, gaan jy vir ons skoonmaak? Die eier is leeg, daar's niks in nie. Maar hoekom het ons geskrik? Want ons is bang vir die goed wat binnekant is. Ons is nie bang vir die goed wat buitekant is nie. Wat is dit wat saak maak in die lewe? Die buitekant. Die binnekant. En as die binnekant vrot is, dan gaan alles stink rondom jou. Ja, het gaan nie lekker ruikie. Maar as die binnekant vars is en is reg, dan is dit 'n goeie eier. Dan kan ons hom gaar maak en hom gebruik, né? Of hy stink. Maar hierdie het nou nie gestink nie, né, want sy binnekant is uit. Al die gemors uitgehaal. Nou, dis presies so in die lewe. As ons vrot goed inneem, wat binnekant toe kom, maar word ons vrot aan die binnekant. Ons kan nog oulik lyk buite. Mense sê ons sit maskers op. Ons het so dop rondom ons. En niemand sien regtig wat binnekant in ons aan die gang is nie. Maar as daar vrot goed daar binne is, gaan daai goed een of ander tyd uitkom. En dis die slegte goed. As daar slegte goed in jou hart ingesit word. As jy lelike goed op die TV kyk, as jy die hele tyd lelik praat, jy lees lelike goed, jy praat in jou huishouding, of jy hoor lelike woorde wat by jou ore inkom, dan maak dit jou vrot aan die binnekant. En die dag as jy oopgebreek word, dan gaan jy stink. En niemand van ons wil so wees nie. Nou, ek wil gou vir julle lees, baie lank terug, dis oor die 2000 jaar terug, toe het Paulus met die mense rondom hulle gepraat, en hy het vir hulle gesê, ek wil 'n bietjie vir julle net vertel wat binnekant in die wêreld aangaan, hoor hierso.
Ek moet dit nou in kindertaal vertaal, so ek gaan dit 'n bietjie verander. Hy sê die dinge wat die mense met hulle lywe, met hulle liggame doen, dit is baie slegte goed. En ons almal weet wat is hierdie slegte vrot goed wat in hulle lewe aan die gang is. Hulle het slegte en lelike verhoudings. Hulle is getroud en dan gaan kuier hulle saam met ander mans en vrouens. Hulle is onrein, hulle is vuil goed in hulle gedagtes en in hulle harte. Hulle doen verkeerde goed, hulle is losbandig. Hulle is besig om ander gode te dien. Hulle kerf uit hout en uit klip en met yster maak hulle vir hulle beeldjies. Dan gaan buig hulle knieë voor hierdie goed en dan aanbid hulle daai goed. Dis wat jy doen as jy vrot is binne in jou hart. In towery, né? Hulle probeer is slegte goed oor ander mense se lewe bring. Hulle hou daarvan om te beklei. Die hele tyd met mekaar te stry. Hulle is so vrot soos 'n eier in die binnekant, hierdie mense. Hulle is selfsugtig. Hulle skeer mense se verhoudings op, trek hulle uit mekaar uit, hulle is jaloers. Hulle word maklik kwaad, hulle is selfsugtig. Né? As ons TV kyk, ek wil heel voor in die ry sit, ek wil eers sien wat by die TV gebeur, en dan kom Boetie of Sissie en slaan so, nee, ek wil eers sien. Of sal ek sê die kar se sitplek voor, wie wil voorsit? Nee, is my beurt, ons beklei met mekaar. Dit is nie goeie vrugte wat die binnekant aan 'n mens se hart is, as jy so maak nie. Hier's ander goed, dronkenskap, julle weet hoe lyk dit as iemand dronk is. Ek hoop regtig nie julle het dit al gesien nie. Ek gaan nie vir jou vra nie, ons los dit hierso. Paulus sê vir die mense, ek waarsku julle teen hierdie goed. Julle moenie hierdie goed doen nie. Hallo doen nie. Nee man, ek is besig om te preek in baie intens manier. Hallo doen nie. Wat is dit, Eddie? Kom, hou my net gou uit. Ek wil iets sê. Okay. Jy moet saggies staan. Ja, ek vat saggies. Ek wil vir die kinders iets vertel. Vrot eier. Nee, hy is nie vrot nie. Ons het hierdie eiers skoon, ek sal hom wegvat. Jy deed hom wegvat. Ek sit nie op vrot eiers nie. Daar's nie 'n manier nie. Ja, wie van julle wil op 'n vrot eier sit? Nee, Nee, jy gaan die hele dag so ryk as jy op 'n vrot eier sit. Wat doen jy? Ek wil die kinders vertel van die goeie goed. Wat se goeie goed wil jy die kinders vertel? Jy het nou net halfpad gelees. Okay, wat moet ek dan lees? Jy moet Galasiërs 5 vers 22 tot 23 vir ons lees. Okay, ek gaan dit vir ons lees, maar Eddie, nou moet ek eers water in die hande kry. Jy maak my verskriklik dors. Kan ek ook 'n slukkie kry? Ja, ek sal vir jou 'n slukkie gee. Dankie. Baie dankie. Is dit jy wat so fluit? Nee, sê ek wat so fluit nie. Dis die klankstel. Gaan jy dit vir ons lees? Ja, ek gaan. Dat het nie jou tyd. Moenie so ongeduldig wees nie. Ek gaan nou vir ons lees. Waar moet ek nou weer lees? Galasiërs 5 vers 22. Hierdie dominee weet nie wat hy moet doen nie. Ek weet man, ek gaan vir ons lees. Luister gou wat staan daar. En jy moet lees, hou op stories maak. Okay, is reg. Jy moet net nie ongeduldig wees nie. Ek is nie ongeduldig nie. Ekskuus. Nou lees. Ja, ek sal nou. Galasiërs 5 vers 22. Die vrug van die Gees. Dis die goed wat binnekant ons moet wees, né? Wat in ons hartjies moet wees? Ja, die goed wat in ons hartjies moet wees. Is liefde. Jy vat te lank. Is liefde. Blydskap, vrede, geduld. Ja, geduld. Jy moet geduldig wees. Vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge is daar niks in die wet nie. Wanneer ons goeie goed doen, die wet van God het niks teen daai goeie goed wat in ons hart is nie. Inteendeel, ons weet wat die regte ding is om te doen. Ja, jy moet liefde en geduld en vreugde en vrede en nederigheid en al daai goed moet in jou hart wees. Ja, al daai goed moet in jou hart wees. Sodat jy nie vrot is nie, sodat wanneer jy onder pressure is, die goeie goed uitkom.
wat jy onderdruk is, dat die goeie goed uit jou uitkom, né? Ek wil net gou vir die groot mense iets sê. Hulle moet dit bietjie gaan navors. Ek gaan hulle eendag vasvra. Hierdie vrugte is in 3 groepe van 3 opgedeel. Die eerste 3 handel oor jou liefde tot God. Die tweede 3 handel oor jou liefde tot jou naaste. En die derde 3 handel oor jou innerlike verhouding met jouself en met God. Interessant, gaan vors dit bietjie na. Nou is hulle sommer baie slimmer. Ja, nou weet hulle sommer baie. Maar Erik, gaan jy nou weer moet bære. Hoekom wil jy dit daar? Want ek wil weer vir die kinders iets wys. Wat wil julle wys? Ek het nog iets saamgebring. Nog 'n strop eier, is dit hierdie keer vol struiseier? Ja, dit kan dalk hierdie keer 'n volstruiseier wees. Nee, is iets wat baie groter is. Gaan dit ook ruik soos jou asem? Eddie, my asem stink nie. Ja, dit doen! Jy moet jou tande borsel. Ek sal my tande borsel. Tannie nou Lenie, wat kyk laat Dominee sy tande borsel as hy by die huis kom. Eintlik voor die kerkraadsvergadering, hoor. Hy kan nie soos 'n nee man. Tata julle. Kom in die tas. Nee, dit is donker hier binne. Ek wil nie hier sal lê nie. Hoekom nie? Dis nou slaaptyd. Ag nee. Daar sê, ek het nog iets saamgebring. Om daai iets vir julle te wys, het ek nou asem nodig. Ek moet dit nou net eers opspoor. Weet julle wat is dit die? 'n Ballon. Wat maak 'n mens met 'n ballon? Jy blaas hom op, gaan ons probeer. Ek sê uit asem uit. Wat is ek besig om in hom in te blaas? My vrot asem. Jo, wat nou? Hoekom het julle geskrik? Uitgebars, Hy het gebaars. Hoekom het julle geskrik? want hy het gebars. Want hy was? Kom ons kyk gou weer. Vol asem. Ek het hom vol van my vrot asem geblaas. Maar binnekant plaas ek hierdie ballon onder druk. Die samelewinge partykeer druk goed ons van buite af as goed wat moeilik is in die lewe waardeur ons moet gaan. Né? En hoe meer vrot goed in ons ingaan en ons bars, wat gebeur as ons bars? Ons maak alles rondom ons ore seer. En ons maak alles rondom ons skrik. As daar lelike goed in ons binnekant is, as die asem wat in ons ingaan, as die woorde wat in ons ingaan, die gedagtes wat in ons ingaan, vuil is en is vrot, dan bars ons. En dis nie mooi nie, né? Is lelik, so kom ek gaan hom nou opblaas. My asem is op hierdie stadium eintlik baie skoon. Ek is meer gewoond hier aan, hè. Ok, kom ons kyk wat gebeur. Wat maak hy nou? Kom ons probeer. Ek kan nie Vader Jakob met hom speel nie. Vader Jakob, Vader Jakob. Wat gebeur? Ons pas wat toe? Beheersing. Ons beheer hom, né? Groot woord. Selfbeheersing. En wat veroorsaak selfbeheersing? As jou binnekant goed is en jy beheer jouself, wat maak jy? Jy maak musiek vir die wêreld daar buite. Skrik julle as julle bang vir die musiek? Nee, dis mooi. Nou as daar mooi goed in ons hart ingaan en ons pas selfbeheersing toe. Dan kom maar mooi goed uit, né? Hou julle daarvan? O, dis so mooi. Ok. Is dit nie wonderlik nie? Dink nou net weer baie eenvoudig daaraan. As ons nou hierdie eier kyk en ons lees die woord, en ons lees daar in vers 19 in Galasiërs, ons lees van al die vrot goed wat in die wêreld is, as dit binnekant ons is, en ons sou oopbreek is dit wat gaan uitkom, en dis wat vrot, dis wat stink, dis wat nie mooi is nie. Maar die Here wil hê dit moet anders wees, hy wil hê dat goeie goed binne in ons harte moet wees. En dis nou soos daai ballon, wanneer daar vrot lig ingaan, en ons word onder druk geplaas, dan skrik ons weer. Nee, as
as vrotgoed aan ons binnekant is en ons word onder druk geplaas, dan bars ons, dan kry ons woede-uitbarstings, dan skree ons op mekaar en ons is lelik. Maar wanneer ons selfbeheersing toepas, dan kom maar musiek uit ons uit. Dan is dit mooi. En dan hou almal daarvan, né? Druk ons al ore toe. Ok, en ek hoop dit werk nou. As daar goeie goed in ons lewe volgens die wil en die gees van God, dan kan ons hoër hoogtes bereik. Maak dit sin vir julle? Ja. Dit is so eenvoudig. Dit is so eenvoudig. Ons moet altyd onthou, dankie. Hoorie, wag. Hier is 'n ander een wat ek nog nie opgeblaas het nie. Dankie, hoor. Jy kan hom vat. Sy. Ek dink die boodskap van die Bybel is eintlik so eenvoudig. En as ons net die eenvoud daarvan verstaan ons die impak van wat die bedoeling is van die woord van God. Dat God wil hê ons moet vrug dra. En dis 'n plesier. En daai vrug word deur die gees van God, dit skiet wortel binnekant ons. En daarom moet ons die Bybel lees, daarom moet ons met ons kinders praat oor die woord van God. Daarom moet ons die regte goed kyk, sodat die regte goed aan die binnekant van ons is, dat wanneer hierdie wêreld ons onder pressure sit, hierdie wêreld ons onder druk sit, sodat ons musiek maak, dat daar mooi klanke uit ons uitkom, en dat ons hoër hoogtes gaan bereik. Gaan julle dit onthou? Ok, wat het ek julle nou net geleer? Gaan julle onthou? Ja. Vrug van die gees. 10 uit 10 vir daai een. 10 uit 1. 10 uit 10 vir daai een, dan sê ek 1 uit 1. Vrug van die gees. En wat is die vrugte van die vrug wat van die gees afkom, né? Wat in ons harte moet wees? Wie van julle ken van dit? Liefde. Genade. Ek dink ons kan enigiets opnoem eintlik hier wat respek. Dankbaarheid. Asseblief, ja. En dankie. 'n Dankie. Jy het so mooi smile, so dis vreugde. Dissipline. Vrede. God se gees wat in ons woon, stel ons daartoe in staat om 'n klomp goed te doen. Wat lekker ruik, wat aangenaam is, en wat ons help om hoë hoogtes te bereik. Gaan julle dit onthou? Ja. Ok. Ek wil vra dat ons saam staan, dan sing ons ook 'n lied wat op die bord verskyn, Ons Koning kom. Wie regeer? Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde? Een wat is, wat was en wat kom? My hart wil sing, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid. Daar's niemand soos hy. Lig jou hande na voor, sing halleluja, gee eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na voor, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Elke knie sal buig en elke tong sal getuig. Hy die dood vir ewig oorwin, hy opgestaan. Lig jou hande na voor, sing halleluja, gee eer aan hom. Halleluja,
sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. In 'n donker wêreld vra almal, wie sal die volk kom lei? Maar is die regter op die wit perd, hy kom vir jou en my. Lig jou hande na bo, sing halleluja, gee hier aan hom. Halleluja, ons koning kom, loop sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Lig jou hande na bo, sing halleluja, gee hier aan hom. Halleluja, ons koning kom, loop sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Ons koning kom, hy kom om ons te haal. Hallo maatjies. Hallo. Weet julle wie's dit? Nee. Ek het hom nog nie self voorgestel nie. Stel jou gou self voor. Ek is te skaam. Is jy te skaam? Maar sê gou vir die mense wat is jou naam? Het jy 'n mikrofoon? Ja, ek het vir jou 'n mikrofoon. OK, ek sal hierso praat. My naam is Arnoldus. Arnoldus. Sê gou weer. Arnoldus. Arnoldus. Arnoldus, ek is so bly jy het vir ons kom kuier. Ag, nou ek is so bietjie skaam. Ons weet jy is skaam. Maar Arnoldus, ons hoor jy het ietsie op die hart om met die kinders te deel vanoggend. Ja, ek wil groot goed met hulle deel. Wil jy groot goed? Wat se groot goed? Ek wil vir hulle vertel dat Jesus Christus eendag terugkom. En hy kom om ons te kom haal. Ja, En hy het reeds gekom. En hy's koning. En ons leef in sy koninkryk. ja, ons leef in sy koninkryk. En sê gou vir die kinders, wat doen mense wat in die koninkryk van God leef? Hulle dra vrug, Ja, hulle dra vrug. sodat die koninkryk kan lekker ryk. Ja, kan lekker ryk. En sodat hulle die sout en die vrug vir die aarde kan wees. Ja, dat hulle sout kan wees vir die aarde, né? En lekker vrugte in die wêreld. Sodat hulle nie strot en stink nie. Ja, Sodat hulle nie die huis van God vuil maak nie. ja, want as ons vrot vrugte dra, maak ons die koninkryk en die huis van God hier op die aarde vuil. En is ons verantwoordelikheid om so te leef. Ja, ons moet almal so leef. Hoe moet ons leef, Arnoldus? Ons moet met liefde en geduld en vreugde en vrede in ons harte leef. Ja, met al hierdie goed in ons harte. Arnoldus, ons is so bly jy het vir ons kom kuier. Ek is net so bly. Is julle ook bly? Arnoldus, jy sal moet bietjie harder praat. Ek dink nie hierdie kinders kan jou hoor nie. Is julle bly ek het kom kuier? Jy sal nog harder moet praat. Die ouers hoor jou nog nie. Is julle bly ek het kom kuier? Arnoldus. Ons is baie bly jy het kom kuier. Arnoldus, ek gaan jou ook nou terugsit. Saam met daai Eddie in die tas. Ja, saam met Eddie in die tas. Maar ek hou nie daai van Eddie nie. Nee, jy sal maar moet lief wees vir Eddie. Jy sal maar geduld moet gebruik. Maar Eddie is stout. Is Eddie stout? Jy moet nie soos kinder van hom nie. Maar ja, hy doen snaakse goed. Goed, wat doen hy? Hy knyp my.
Is nie, ek doen nie. Is ek net? Nee, julle moenie beklei nie, man. Nee, Eina, sy nee. Oh, Eina. Satse, oh. Ja, hierdie twee. Ons sal vir hulle 'n bietjie moet leer om vrug te dra, né? OK. Moet ek hulle pak slaag gee? Ek gaan nie sê wie dit gesê nie. Ek gaan ook nie vra wie se naam verbind nie. Dis reg om 'n pak slaag en dissipline op sy tyd te kry. Tigtig diegene wat jy liefhet. Nou, as mens droog maak, moet jy tereggewys word, want as mense ouers sien jy maak droog en hulle help jou nie reg nie, nou gaan ek 'n harde ding sê, dan wys hulle nie regtig liefde teenoor jou nie. Mens wys die mense vir wie jy lief is op na die regte pad, die regte rigting om te loop. OK, ons moet dit onthou. Ek gaan vra dat ons net so sit, dan buig ons die hoofde saam in gebed. Hemelse Vader, ons wil vir U baie dankie sê, dat ons net weer vandag kan weet, ons is deur ons Here Jesus Christus vrygekoop, en dat die Heilige Gees in ons woon. Dankie Here dat ons ook kan weet, ons moet vrug dra, wat pas by ons bekering. En ons wil graag elkeen van ons, Here, ons wil nie vrot wees nie. Ons wil graag lekker ruik. Ons wil 'n aangename geur in hierdie wêreld wees. En daarom wil ons vra, Here, mag die Gees in elkeen van ons harte en ons lewens so werk in ons gedagtes en die manier hoe ons lewe, mag dit so in ons werk, Here, dat ons 'n aangename geur versprei. En mag U ook daardeur sigbaar wees in hierdie wêreld. En Here, dan is ons in ons harte baie opgewonde, want ons het gehoor en ons weet dat U eendag weer gaan terugkom, dat U fisies saam met ons gaan wees, en dat ons die vreugde daarvan gaan ervaar, om saam met U ten volle in die koninkryk te leef. Maar Here, totdat ons U kan sien, totdat ons U by ons sien in liggaam, wil ons U graag loof en prys, en tot eer van U leef in alles wat ons doen. En mag U naam daarom ook daardeur groot gemaak word. Ons bid dit in die groot en heilige naam alleen. Amen. As die gemeente, ons gaan nou geleentheid gee vir U offergawes.
Here, wanneer ons vanoggend hierdie offergawe gee, wil ons elkeen al die vrug wat in ons lewe is, wat deur die Gees in ons groei, wil ons graag ook aanbied en sê, Here, gebruik dit asseblief. Mag U koninkryk daardeur sigbaar wees en uitbrei, en mag U daardeur verheerlik wees. Amen. Also, ek wil vra of ons daardie lied wat ons in die begin gesing het, Nuwe Generasies, of ons hom dalk net weer kan saam sing asseblief. Wat opstaan in ons land, hulle kreeg is Jesus, hulle hart is aan die brand, hulle voete is bereid om te loop waar Jesus loop, hulle harte is bereid om te glo in God se woord. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Opstaan in ons land, ons kreeg is Jesus, ons hart is aan die brand, ons voete is bereid om te loop waar Jesus loop, ons harte is bereid om te glo in God se woord. Daar's 'n nuwe generasie in ons land. Wat roep na Jesus, mense wat soek na hom, mense wat roep na Jesus, mense wat soek na hom. Gemeente, as ons vandag hier uit mekaar uitgaan, kom ons weet dan, dat elkeen van ons geseën is met die Gees van God, sodat ons kan vrug dra tot eer en verheerliking van hom. Amen.